Baie welkom. Ek glo dat dit soos gewoonlik baie goed gaan met u en dat die waarheid van die Here se woord vir u altyd kosbaar en baie belangrik is. Nou ek gesels vandag oor 'n baie kontroversiële, 'n baie omstrede leerstelling wat in ons kerke, nie alle kerke nie, maar in baie kerke verkondig word, once saved, always saved. Nou wat is once saved, always saved? Dit is die gedagte dat as jy tot bekering gekom het en jy gered is, jy nooit weer verlore kan gaan nie, ongeag wat. Nou ek gaan vir julle vandag 'n paar videoklips speel. Ons gaan kyk wat hierdie dame te sê het, dat sy ook dan beweer dat as jy once saved, always saved verwerp, jy die ware evangelie van Christus ook verwerp. Nou ons gaan alles toets in die lig van die skrif en kyk waaroor gaan hierdie gedagte once saved, always saved. En ek gaan nog baie daaroor gesels. 'n Mens kan nie alles in een video doen nie, maar kom ons gaan kyk wat sê die woord van die Here. Nou, reeds in die tuin van Eden het Satan vir die mens gelieg. Hy doen dit vandag steeds en hy het sy disippels in die kerke, mense wat valse leringe, valse doktrines bring, valse leraars, en dit gebeur vandag in ons kerke steeds. En daarom moet ons alles gaan beoordeel in die lig van die skrif. Nou, in die tuin van Eden het God die mens gewaarsku dat hulle sal sterwe as hulle ongehoorsaam is deur te eet van die boom wat in die middel van die tuin staan. En dis baie duidelik dat God sonde haat en hy wil hê hulle moet gehoorsaam bly, anders is daar konsekwensies. Maar Satan het 'n makliker pad vir hulle gegee. Hy het gesê, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees deur goed van kwaad te kan ken. En dis baie belangrik dat ons moet onthou, die duiwel bring altyd 'n gemaklike doktrine na vore. Daar is nie 'n verantwoordelikheid in hierdie doktrines nie, en daarom hou mense so maklik vas aan iets wat vir hulle pas, en dit is dieselfde met die pre-trib rapture. Dis 'n gemaklike evangelie, daar is nie verantwoordelikheid nie, maar ek gaan nie vandag daaroor gesels nie, maar dit is een van daardie doktrines wat ook baie bedrieglik is, en nou kom ons gaan kyk wat hierdie vrou dan ook sê. Sy sê dat as jy die leerstelling van once saved, always saved verwerp, jy natuurlik dan ook die woord van God verwerp. Nou dis wat sy sê, as jy dit betwyfel, dan verwerp jy die evangelie, en kyk wat sê Charles Stanley. The very gospel itself comes under attack when the eternal security of the believer is questioned. Nou, ek gaan nou vir 'n skyfie wys of 'n quote, wat hy gesê het, is baie skokkend, so aan die einde van die video sal ek dit doen. Maar kom ons gaan kyk eers, wat is eternal security? Is daar iets soos eternal security in Christus? Absoluut. Kom ons gaan kyk. In die boek van 1 Johannes 5 vers 12-13 sê die woord, hy wat die seun het die lewe, hy wat die seun het nie die lewe nie. So met ander woorde, as jy gered is jy in Christus, dan is jy gered en jy het jy die ewige lewe. As jy nie in Christus is nie, het jy nie die lewe nie. Nou wat beteken dit om te glo in die naam van die seun van God? Met ander woorde, jy lewe soos 'n geredde. Jy bly vas in Christus. Met ander woorde, jy is geanker in Christus, en daarom moet ons nie droog word en afvallig word en wegval van die Here af nie, dan gaan jy nie die ewige lewe behou nie. Maar baie mense glo dit is nie so nie, maar kyk wat sê Johannes 15 vers 6. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp, soos die lood en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Nou, kom ons gaan luister na 'n videoklip van hierdie dame wat praat van 'n leraar wat sê dat jy kan weer verlore gaan. 'n Christen kan sy saligheid verloor. Maar wat het hy eintlik bedoel? Dat as jy in sonde voortleef en jy bekeer jou nooit en jy lewe, jy word nie heiliger en skoner nie. Dis wat hy eintlik bedoel. Maar sy beskou dit as 'n valse leerstelling. Kom ons gaan luister. None of us have perfect interpretation, but I truly believe that when it comes to the simple, not complicated, the simple gospel of salvation, that is something we need to get right. First and foremost, because it is simple, and the Bible is pretty clear. And yesterday, I was just on Facebook and I saw from a pastor that I followed. I've known him pretty much and followed him for probably 5 years now. He posted something on there that kind of blew my mind and kind of took my breath away. He said,
Christians are righteous and right standing with God because of the shed blood of Jesus Christ. But then he goes on to say, we must not sin in order to remain in Christ and in his righteousness. And in the comments, he literally said, I truly believe that you can lose your salvation. And I have to say, I am truly sick of this false doctrine that tramples on the work of the cross and the suffering of Jesus Christ, that he went through to save us from the law that we couldn't keep, to fulfill a law that we could never and will never be able to fulfill. Now, hear me clearly. As a believer, you should be making every best effort to run from and turn from your sin and deny yourself to follow Jesus. But it is not our best efforts that cause us to remain in Christ. Nou, dat hierdie leraar wat sy gevolg het gesê dat ons nie moet sonde doen nie, sodat ons in Christus kan bly. En dis baie ernstig, hierdie man het nie bedoel dat jy enigiets kan doen om jou redding te verseker nie. Dit het Christus aan die kruis vir jou gedoen. Maar na jou bekering moet jy 'n heilige lewe begin wandel. En ek wil graag vir u 'n skrifgedeelte lees in Johannes 8 vers 34 tot 36. En Jesus is aan die woord en hy sê, hy antwoord, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. En die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie, maar die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sê julle waarlik vry wees. Nou dit gaan oor wat Christus gekom doen het. Hy het ons sonde kom breek aan die kruis en op hom geneem. Maar hy sê dat as jy 'n diensknegt van die sonde bly, jy nie vir altyd in die huis sal bly nie. En dit is die gedagte wat ek dink hierdie man tuisbring. Jy moet ophou sonde, jy moet begin heiliger en skoner word. Ons gaan foute maak tot die Here kom, dis 'n werklikheid. Maar daar's 'n verskil om in sonde te wandel en dit goed te keer en steeds voort te gaan asof jy nooit gered was nie. Nou dit is so, niemand wat in sonde lewe en geen berou het, kan waarlik homself 'n kind van God noem nie. Maar die feit dat jy tog foute kan maak, is werklik 'n moontlikheid. Maar ons moet wegdraai elke dag, heiligmaking najag en so meer. Nou sy is baie ongelukkig om na hierdie valse leringe te luister en sy sê dat hy het gesê jy kan jou saligheid verloor en dit is wat die skrif tog sê. Ons gaan kyk daarna. Dit is belangrik dat ons as kinders van die Here moet verstaan. Doktrines moenie verwydering tussen ons bring nie en weet jy dit bring groot verwydering. Dis as Jesus sê daar sal 5 in 1 huis wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. En jou huisgenote sal jou vyande wees. Dit is ernstig. Daar's mense wat verskille het en hulle is nou kwaad vir mekaar en hulle kan dit nie om die tafel uitsorteer nie. Gaan kyk wat die konteks is, dan gaan ons by 'n punt uitkom. Kom ons gaan kyk wat sy praat dan oor Johannes 15 vers 4. En sy sê dat hierdie niks te doen het met jou saligheid verloor nie, maar wel met die vrugte wat jy nie dra nie, dan word jy uitgekap. Maar kom ons gaan luister wat sy sê. John 15:4 talks about remaining and abiding in Christ. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. This is not explicitly saying that believers can lose their salvation. It is emphasizing the importance of remaining in Christ so that believers are able to bear fruit, because apart from the vine, you can't. This passage is highlighting our continuous need for connection and dependence on Christ for spiritual growth and the ability to produce good works. This passage in John 15 is a focus on fruitfulness, not loss. Just like our good works, if they're not done in Christ, they will be tried by the fire and burned up. You can do all the good works that you want and still not even be saved. That's because this walk is not about your good works at all. Yes, they are important, but this walk is about your heart posture toward God. It's the same thing here in John 15. Branches that don't bear fruit are cut off and burned up. This is referring to the consequences of neglecting your relationship with Christ.
Johannes 15 vers 1 tot 6 is baie duidelik dat Jesus sê, hy is die wynstok en ons is die lote. Hy het nie gesê jou werke van, as jy nie vrugte dra nie, hy sê dat jy verbrand, hy sê jy gaan verbrand word, jy word uitgekap, as jy nie vrugte dra nie. Nou dit sê nie direk jy gaan jou saligheid verloor nie, maar wat is die konsekwensies van sonde? As jy nie in Christus bly nie, gaan jy nie die ewige lewe saam met hom hê nie. As jy natuurlik die geluister na Jesus aan die 7 gemeentes van Openbaring sê, hy wat nie oorwin nie, sal nie saam met my regeer nie, sal nie saam met my eet van die bome nie, van die lewe in die paradys van God nie, sal nie wit klere dra nie. Daar's 'n waarskuwing dat ek en jy in Christus moet bly, en dis baie, baie belangrik. Nou, sy sê dat hierdie gedeelte nie sê dat jy jou saligheid kan verloor nie. Dan gebruik sy die woordjie exclusive. It doesn't say exclusive that you can't. Maar sy wil eintlik te kenne gee dat dit 'n moontlikheid kan wees, maar is nie exclusive net dit nie. Die waarheid is, die woord van God leef vir ons reg deur die skrif. As jy Matteus 7 gaan lees, 'n goeie boom dra goeie vrugte, 'n slegte boom dra slegte vrugte, dan sê hy, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van God nie. En dis baie belangrik, 'n ernstige waarskuwing, dat in daardie dag gaan hy vir jou sê, ek het jou nooit geken nie, jy het die werke van die sonde lief gehad, jy het dit nie afgelê nie, en dit is 'n baie, baie duidelike skrifgedeelte wat ons waarsku. Maar kom ons gaan kyk, hoe lyk 'n onvrugbare vyeboom, en wat is die konsekwensies daarvan? As jy lees in Johannes 15 vers 1 tot 6, sê hy, julle is die lote, ek is die wynstok, en dan natuurlik sê hy, julle gaan uitgekap en in die vuur gegooi word as julle nie in my bly nie. Kom ons gaan kyk, wat het Jesus geleer in hierdie gelykenis? Lukas 13 vers 6 tot 9, hy sê, en hy het hierdie gelykenis uitgespreek, 'n man het 'n vyeboom gehad, wat in sy wingerd geplant het, en hy het gekom en vrugte daarin gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie boom te soek, en ek kry niks nie, kap hom uit, waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog staan hierdie jaar, dat hy nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar dan nie kan hy hom ander jaar uitkap. Nou wie is die eienaar? Wie is dit wat die boom geplant het? Jesus het daardie boom geplant. Jy's in hom, jy's gebore in Christus, jy's 'n kind van God, en wie is natuurlik dan die wingerd, die plant? Dis jy, ek en jy is daardie boom, die vyeboom. En hy het vir die tuinier is natuurlik die Heilige Gees wat aan ons lewens werk. Dis hy wat elke dag aan jou arbei, jou vorm, as jy wil kan jy die woord spit en misgooi gebruik, dat ek en jy kan groei in Christus. Maar as jy nie vrugte dra nie, dan kan jy hom uitkap ander jaar. Ander woorde, wat gebeur met jou? Jy word uitgekap. Beteken dit maar jy's maar nog steeds in die koninkryk, maar jy's maar net daar. Dit is nie die geval nie. Hierdie is 'n waarskuwing aan 'n kind van die Here, dat hy moet vrugte dra, dat hy moet breek met die verlede, hy moet heilig maak en najag, hy moet die werke van geregtigheid doen, en die werke van ongeregtigheid moet hy aflê. Anders sal jy ook uitgekap word. Nou kom ons gaan kyk na 'n volgende videoklip, waar sy Johannes 6 vers 35 en 40 en Johannes 10 28 buite konteks gebruik, maar dit ook gebruik om te sê dat jy nooit jou saligheid kan verloor nie. Kom ons gaan kyk. John 6, 35 through 40. This made me weep. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. For I have come down from heaven not to do my will, but the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all those he has given me, but raise them up on the last day. For my Father's will is that everyone who looks on the Son and believes in him shall have eternal life, not temporary life, eternal life. And I will raise them up on the last day. When I read this, I sat here and wept. It's so beautiful and so reassuring
that this is all God. It's all his work. We have more confirmation of this in John 10:27-29. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. Never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Sy lees twee skrifgedeeltes, Johannes 6:35-40 en Johannes 10:28-29, en dit lyk so asof alles waar is. Eternal security bestaan, jy kan nooit weer verlore gaan nie. Maar ons moet die konteks van hierdie skrifte baie duidelik gaan verstaan. Ons gaan nou daarna kyk. Nou, sy sê dat hierdie twee skrifgedeeltes bevestig dat saligheid nie verloor kan word nie. Nou, ek wil in die eerste plek nou, voordat ons gaan kyk na Johannes 6:35 en 40, net die volgende sê. Die Here Jesus het gekom om sy lewe af te lê, sodat ek en jy nooit verlore sal gaan nie. Nooit weer nie. Maar wat is die konteks daarvan? Dat ek en jy in hom gegrond sal wees, dat ek en jy in hom geanker sal wees, en dat ons nooit weer verloor. Dis hoekom hy gekom het, dat ek en jy volkome gered word. Maar beteken dit dat ek en jy nie 'n vrye wil het nie? En dit is waar die leerstelling uit Calvinisme kom, you don't have a free will, jy het nie 'n vrye wil nie. En jy het 'n vrye wil, jy kan kies om weer sonde te doen, jy kan kies om die Here te dien. Maar kom ons gaan kyk na daai skrifgedeeltes. Nou, sy lees hierdie skrifgedeelte en dit, ons moet die konteks daarvan reg verstaan. Vers 39, dit is die wil van die Vader, dat die wat hy aan Jesus gegee het, hy hulle nie sal verloor nie. Dit is sy wil. Het ek 'n wil? Is dit my wil dat my kind nooit sal skei nie? Is dit my wil dat my kind nooit sal rook nie? 'n verkeerde besluite sal neem nie? Absoluut. Maar is dit 'n werklike voldonge feit dat dit wel nie gaan gebeur nie? Nee, dit is nie so nie. Jy moet onthou, ons is mense, ons sal sonde doen, ons sal sondig en foute maak tot die Here kom. Ons moet nie aanhou sonde doen in moedswilligheid nie, maar ons gaan fouteer terwyl ons wag vir die wederkoms. En dis baie belangrik. Nou kom ons gaan kyk na vers 40. Dit is die wil van die Vader, dat hy wat hy aan Jesus gegee het, die ewige lewe mag ontvang of mag hê. En dit is sy wil. Hy wil hê ons met die ewige lewe. Hy gee dit vir ons. Elkeen wat aan hom glo, het die lewe. Dis wat Johannes 1, Johannes 5, vers 12 en 13 sê. Maar as dit waar is, kom ons dan kyk na die konsekwensies nou. As dit waar is, dat hierdie 'n voldonge feit is, dat jy nooit verlore kan gaan nie, hoekom dan al die waarskuwings in die woord om nie afvallig te raak nie, om nie verhard te word deur die sonde nie, en so meer en so meer. Daar's baie skrifte, dat hulle wat hierdie dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10, Galasiërs 5, die werke van die vlees, hulle wat hierdie dinge doen, sal die koninkryk nie beerwe nie. Hy praat met kinders van die Here daar, hy praat nie met die sondaars nie, hy praat met gelowiges wat in die werke van die vlees vashou. Hy sê, hulle sal die koninkryk van God nooit beerwe nie. 'n baie duidelike waarskuwing. En dan 'n ander ene, die waarskuwing dat jou naam in die boek van die lewe verwyder kan word. Openbaring 22 vers 18 tot 19. Nou jy moet onthou dat alle mense, alle kinders van die Here, se naam staan in die boek van die lewe. Nou hoekom gee jy dan nou 'n waarskuwing aan hulle wat se name daar is, dat as hulle van die boek hierdie dinge kan wegvat en byvoeg, dat hulle deel in die boek van die lewe verwyder kan word? Is dit nie insiggewend om te sien wat hier staan nie? Dieselfde met Openbaring 3 vers 5. Die mense wat in die kerk besig is om dood te gaan. Hoe kan iemand wat dood is, doodgaan? Dit moet iemand wees wat lewe, wat doodgaan. Dit is 'n Christen. En hy sê, hy wat oorwin, sal saam met my wit klere dra, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. Nou wat van hulle wat nie oorwin nie? Dis 'n belangrike vraag. Jesus gaan jou naam verwyder as jy nie oorwin nie. En daarom die waarskuwing in die boek van Openbaring aan die 7 gemeentes, bekeer jou, anders kom ek
en ek verwyder jou kandelaar. Hy sê, bekeer jou, as jy nie oorwin nie, sal jy nie saam met my eet van die vrug in die paradys van God nie, jy sal nie saam met my regeer nie, jy sal nooit saam met my wees nie. Daar's waarskuwings aan die kerk om heilig en skoon te wees. Die Lou Kerk word uitgespoeg. Nie net verwyder nie, dis uitgespoeg, dis 'n waarskuwing. Ons kan nie hierdie goed ligtelik opneem nie. En dan, baie belangrik, Johannes 10, 28 en 29, een van die populêre skrifgedeeltes van die Eternal Security gelowiges, dat jy nooit uit God se hand uitgeruk gaan word nie. Natuurlik kan dit nie gebeur as jy aan hom vashou nie. Maar beteken dat ek nie self me kan losdruk uit God se hand nie. Jy moet daaroor gaan nadink. En dis wat hierdie mense nie glo nie. Kom ons gaan kyk, wat het Charles Stanley te sê oor Eternal Security. Hy sê the Bible clearly teaches, nou sê hy die Bible clearly teaches, that God's love for his people is of such magnitude that even those who walk away from the faith, hoor wat sê hy, have not the slightest chance of slipping from his hand. Dit is 'n valse leraar. Jy kan nie hierdie man glo nie, dat as jy wegsly, dat jy wegval van die geloof af, dat jy geen kans het om verlore te gaan nie. Dis 'n valse leerstelling, en dit moet ons in gedagte hou. Die woord waarsku ernstig teen afvalligheid van die geloof. Jy kan 1 Timoteus 4 vers 1 gaan lees, dit sê duidelik, dat in die laaste dae, sommige van die geloof afvallig sal word, en leringe van duiwel sal aanhang. En afvalligheid het konsekwensies. Jy kan nie in die huis bly nie, as jy in sonde voortgaan nie. En dis baie ernstig. Nou goed, ek sluit af met hierdie gedagte. Satan's best lie now. Once saved, always saved. Jy kan nie verlore gaan nie, al lewe jy in sonde, en dis wat Charles Stanley sê, al besluit jy om weg te draai van God af, totaal weg te draai, kan jy nie verlore gaan nie. Dis 'n leuen uit die put van die hel. Dit is wat ek vir vandag sê. Dis 'n leuen, once saved, always saved, dis 'n valse leerstelling, en ons moet gaan kyk wat God se woord daaroor te sê het, en die waarheid begin glo. Ons moet vashou aan Jesus Christus tot die einde toe. Mag die Here ons seën tot ons verder weer op 'n geleentheid gaan gesels oor hierdie onderwerp. Totsiens.